Olifantenkamer. Olifantenkamer. Net voordat ons begin. Ek love our opener. Dat was lekker. Ek love our opener. So net ons het iemand gekry om dit vir ons te maak. So Nie net enigiemand, die Joe Black se bassist. dis Estian. Dit is maar is Joe Black se bassist. Okay, so En hy speel bass vir ons ook baie keer, so ja. So kom ons kop dit af. Okay. So Thomas eintlik ek het baie keer die voorreg. Ons doen 'n reeks baie keer in 'n jaar by die aanddienste wat ons dan noem so maak mense en wat ons eintlik doen is ek het baie keer 'n onderhoud met mense en dan gesels ek en hierdie is nie noodwendig 'n onderhoud nie, maar my vriend ek is baie opgewonde om saam met jou hier te wees. Ek weet die goed wat ons sê agtertoe Here en ek hoop nie alles kom uit nie. Maar wat ek moet sê is my regtig voorreg om hier saam met jou te wees en ja, ek sien genuine uit na vanaand. Ek waardeer dit. Ek self baie opgewonde, maar dit is my die lekkerste om te kan sien. Jy gloei sommer so. Ek dink jy's baie opgewonde om saam met my vanaand hier te kan sit en gesels. Want jy het al 'n paar decent name, jy weet geïnterview in jou dag. Jy het al 'n paar groot name op jou kerfstok, maar nou kom die hier is 'n groot oomblik. Hierdie gaan my CV letterlik, ja. Jy mag my maar opsit as 'n reference ewen as jy wil ook. Ja, So. ek sal As mense dit nie glo nie, jy weet, ja. kan ek Ja, dit dis onder lekker. ook neersit. Asseblief, nee, verseker. Nee, ek sal goed reg. vouch vir jou. Nee, dis baie lekker. Jy is opgewonde. So ek sien regtig uit nou ons gaan gesels in hierdie reeks oor olifant in die kamer en dis eintlik 'n woord wat ons baie keer gebruik of sin of 'n frase wat ons gebruik om eintlik maar te sê die olifant in die kamer is iets waaroor mense nie regtig praat nie en ons moet net vir 'n oomblik stil staan en sê luister ons 'n olifant in die kamer. So kom ons gesels oor onderwerpe wat die kerk nie noodwendig kollig opsit nie en ek sê en ek weet jy het in die begin dit genoem en jy het dit regtig mooi genoem is dis nie noodwendig dat ons nou onnodig lig op hierdie wil sit nie. Maar in ons gesprek dink ek dit gaan by 'n plek uitkom waar ons besef dat hierdie goed raak ons baie meer as wat ons dink. En as ons as kerk, as ons as mense wat Jesus volg nie regtig gaan praat daaroor nie, dan dink ek dit kan regtig eintlik maar chaos veroorsaak in mense se wêreldsbeskouing en die manier hoe mense goed sien. So sien regtig uit, ons gaan aan 'n paar lekker goed raak, so ek is baie opgewonde daaroor. So net vinnig voordat ons begin. Olifant in die kamer. Is daar enige olifante in jou kamer waarvan mense nie weet nie? En ek sal graag iets van my kant af wil uitlig wat ek dink baie mense nie weet dat jy dalk nie eens weet nie. Ja, dis goed dat jy begin, dink. So vir die wat nie weet nie, ek dink die olifant in Tommy se kamer wat ons almal net vir moet sê, luister Tommy, jy moet dit besef. Is Tommy regtig dink hy kan sing? Hy dink dit regtig. So dis nie ons joke nie daaroor nie. Hy dink regtig hy kan note slaan. So die olifant in die kamer is net jy kan nie regtig jy kan nie noot hou nie. Jy kan nie sing nie. Ek probeer hierdie nou nie persoonlik vat nie, né? Maar jy weet ek dink is een van daai dinge. Dis is ek kan sê ek kan sing. Ek dink ek kan regtig sing. Ek kan nie goed sing nie. Dit weet ek. Okay. Maar ek kan rap ook. Ek bedoel as jy wil en ek hou die mikrofoon vas, miskien moet ek dan ek dink ek het baie self-confidence as dit kom by goed wat ek eintlik dalk nie moet aanpak nie. Maar ek kan nou so vinnig teruggooi na jou toe ook, want iets wat nie almal dalk van John weet nie is jy's vinnig om te sê ek kan nie sing nie. Nee. Maar ek erken daarom ek kan nie sing nie. Jy glo genuine actually dat jy kan sing. En jy glo jy kan 'n noot hou of wat? Ek kan nie die musikale terme Clarissa alles gaan met nou. Nee, ek kan harmonie. Ek was saam met Jonathan jare terug by 'n Spoegwolf show gewees, né? En hy het 'n video geneem van een van die songs wat hulle besig was om te doen. Ek lus om my klip nou op te gooi. En hy het per ongeluk saam gesing en hy glo vas daai video is 'n bewys dat hy kan sing. Mens kan hom nie eens hoor nie. Dis okay, so weet jy wat? Dis nie 'n goeie bewys volgende week skop ons af met dit as die opener. Nee. Julle dis een van die mooiste harmonieë wat ek my lewe al gehoor het. Loop dit gerus mis julle. Dis verseker iets wat jy wil misloop. Okay. Maar dalk op ernstige noot, ek dink die van julle wat vir Jonna goed genoeg ken sal weet dis nodig dat ons hierdie moet uitwys as dit by hom kom. Jonna, jy lyk goed. Jy kyk na jou tempel. Jy oefen baie hard. Dis als hierdie klink nie goed nie. Die van julle wat hom regtig goed ken, ek dink julle sal my saamstem. Ek vat een vir die span deur net vanaand te sê, Jonathan, jy moet vrede maak daarmee. Jy gaan nooit CrossFit Games toe gaan. Jy gaan nie daar uitkom nie. Jy kan aanhou oefen tot die dag wat jy dit is net ek dink is 'n trappie te ver. En dis nie 'n slegte ding nie. Jy is op 'n baie hoë level. Jy's net nie op die hoogste level nie. En dis okay. Ek sal die olifant vandag in die oë kyk en ek sal vir jou sê kan jy dit aanvaar?
Ons kan 'n intervensie nog reël en ons kan almal saam in 'n kringetjie om Jonathan sit en vir hom bid en vir hom net sê dit is okay, want weet jy wat Jonah, ek gaan ook nie CrossFit Games toe gaan nie. So dis okay dat jy die dag gaan wees. Nou ons sal saam cheer vir wie ook al daar uitkom en dit maak. So wel op die oomblik lyk dit of niemand meer wil deelneem nie. So ek dink ek kan dit dalk maak, maar in elk geval kom ons beweeg aan. So ek dink een van die goed waar ek wil gesels en ek het al jou social media dopgehou. Ek het nie veel om te sien. Ja, daar's glad nie veel om te sien. Jy sal dink hy's private, hy is nie private nie. Ek weet nie hoe om met private te maak nie, as ek dan sê ek dit al. So ek hou Tommy se social media dop en dan eintlik al wat ek van hom af kry is DM's waar hy vir my van die video's stuur. En dan baie keer wanneer ek video's van jou af kry, dan is daar ietsie wat nogal so onderliggend. Ek weet nie of dit iets is van my geplaas nie. So Tommy is baie lief vir politiek. Baie lief vir hoe eintlik Amerikaanse politiek is hy verskriklik mal oor en dis nogals gesprekke wat ons baie keer het en ek het nie idee waarvan hy gewoonlik praat totdat hy my ingehoek het nie. En ek dink rondom daai spesifiek is daar spesifieke tema wat regtig begin rap kry op social media wat regtig goed doen, wat baie populêr begin raak het. Ja. En ons het dit goed gedink om te sê, maar weet jy wat, kom ons gesels so klein bietjie oor dit hierso. En daai spesifieke term wat gebruik word is woke. So ek sal ges opgewonde want vir lank het ek geweet wat woke is nie. Totdat jy my gewys het en vir my gesê het wat woke is. Ek moes jou leer. Jy moes my educate en ek is dankbaar daaroor. In jou opinie, wat presies beteken hierdie term en vir mense wat hier sit vir die eerste keer en dalk nie noodwendig weet wat presies woke beteken of waarna verwys ons as ons praat van filosofiese of politiese sienings nie. Waarna presies verwys jy en hoekom is hierdie ietsie wat na in jou hart is? Ja. Ek dink net voordat ons daarby uitkom, ek wil net weer en ek weet ons het dit nou al 'n paar keer genoem. Ek wil net 'n laaste disclaimer eintlik gee. Ons gaan deurlopend vanaand en ook volgende week gaan ons 'n bietjie polities praat of wat ook al met oomblikke so 'n bietjie links, so 'n bietjie regs of wat ook al en vanaand fokus ons dalk moontlik nou so 'n bietjie meer aan die linkerkant omdat ons oor woke ook praat. Maar die doel eintlik agter hierdie is regtig nie om onnodiglik weer in die kollig op dit te moet skei nie. Ek dink dit is meer net eintlik om te dink dat hierdie is dinge wat 'n impak op ons het of ons nou wil hê dit moet of nie. Maar ek dink wanneer dit daarby kom, baie van dit word baie keer gebore uit 'n baie goeie intensie, uit 'n baie mooi hart met baie mooi bedoelings of wat ook al. As ons dink aan die term spesifiek self, woke wat relatief hand aan hand gaan of geassosieer word met die liberale party of die demokrate spesifiek in Amerika of sosialisme of wat ook al, linkse politieke spektrum. Die term kom al van baie jare terug af. Ek dink in die 1930s, 1950s was daar al verwysings na woke geweest, maar het regtig begin momentum optel en stoom optel van so 2015 af met die Black Lives Matter beweging. En nou is dit nogal 'n term wat ek dink baie geassosieer word met enige progressiewe of baie liberale nie eers teologie net eintlik ideologie en lewensbeskouing en filosofie en enigiets wat regtig baie sterk glo dat 'n mens moet altyd progressief wees en daai lyn skuif so ver so wat mens wil en dit word baie keer mooi verpak. Ja. Ons veg vir vrede en ons veg vir regte, maar dis dalk miskien dat daar 'n moontlike gevaar ook in dit kan wees. So ek dink net vinnig voordat ons verder praat oor want dit kan vir my baie keer raak ek te mekaar tussen links en regs. Net presies wat beteken dit om liberaal te wees as ons verwys na liberaal? Wat beteken dit om te sê mense is konservatief want ek dink weer eens om die definisies vas te vang is belangrik. Soos wanneer ons praat oor liberaal beteken nie noodwendig ons praat oor iets goeds of iets slegs nie. Wanneer ons praat oor konservatief in dieselfde asem en wanneer ons verwys na liberaal verwys dit na linkerkant van die spektrum en wanneer ons verwys na konservatief verwys dit na regs van die spektrum. So net in jou opinie en jou manier hoe jy dit sal beskryf, wat presies is liberaal en wat is konservatief? Ja, ek dink daar's 'n paar baie core kwessies as mens nou weer eens polities na dit wil kyk, wat 'n mens kan sien. Hierdie is dinge wat 'n liberale persoon baie ernstig oor is of baie voorveg. Tipies een van die dinge, die van ons wat bietjie meer hou van ekonomie of as dit kom by die finansiële wêreld, tipies staan glad nie vir kapitalisme of wat ook al en vir vrye mark of wat ook al nie. Meer sosialisme rondom ekonomie en finansiële spektrum daarvan eintlik. Maar dan as dit kom by sosiale kwessies, ons sien baie dinge wat baie algemeen baie stem kry of wat toevallig hierdie wêreld en hierdie media baie die kollig opgeskyn word as dit kom by liberalisme of dit nou is Pride Parade of die LGBTQ beweging of soos wat dit deesdae al klomp, jy weet, lettertjies bygekry het ook en ons ekstra goed wat bykom en transgenderism of dit nou is feminism wat ook by dit val. So dis baie wyd en dis eintlik baie moeilik om deesdae dit presies te kan vasvang in 'n spesifieke idee en dis ook hoekom as jy praat met persone dalk wat hulle self as 'n relatief liberale persoon wat aan die linkerkant van die politieke spektrum is, dikwels voel daai mense nie noodwendig baie tuis met selfs die woke beweging nie. Want baie van hulle voel geïsoleer en voel of daai beweging al te wyd gedryf het of te sterk gedraai het weg van wat hulle eintlik glo 'n mens voor moet veg. So ek dink dit gaan nou so 'n bietjie klink dalk soos 'n pan of 'n tong in die kies as party van julle, jy weet, video's ken van
Charlie Kirk of Matt Walsh of Ben Shapiro of wie ook al, maar as dit kom by liberalism of wat is liberalism, dan gaan die antwoord tipies wees van 'n liberale persoon, nee, ek kan nie vir jou sê nie. Enigiemand kan besluit wat dit is. Jy kan jou eie definisie maak. Jy moet vra vir 'n liberale persoon om daai definisie te kan maak. Hulle sal sê ek is nie bekwam om vir hulle te kan sê wat is woke of wat is liberaal eintlik dan ja. So net in jou eie woorde om daai presiese term net vas te vang is om liberaal te wees te fokus baie op die individu. Dit fokus baie om uniek te wees en die een wat dalk in die minderheid is of mense wat regtig veg vir gelykheid. En ek dink die een ding wat om liberaal te wees eintlik vir my baie ek dink nie baie keer kollig kry op dit nie, is dit gaan oor iemand vry te maak, te liberate. En wanneer dit kom by konservatief, is dit eintlik om te conserve, om by mekaar te hou, om te handhaaf. Ja. En ek dink net vandag, ons het so lekker gesels oor dit, om konservatief te wees, kom eintlik uit 'n plek uit waar mense, dit wat vir hulle gewerk het nog baie jare, dit wat eintlik maar tradisie is, dit wat na in jou hart is, dit wat jou taal is, al daai goeters verwys so 'n bietjie na konservatief is. Kom ons beskerm dit so ver as wat ons moontlik kan en wanneer dit nodig is om progressief te wees, dan sal ons maar ook baie stadig, nie iets wat vinnig gedruk word nie. So wanneer ons net daai onder die knie kry en weet, okay, dis wat dit beteken om liberaal te wees en dis wat dit beteken om konservatief te wees, dink ek baie keer dan word die term bietjie misbruik vir 'n agenda. En ek dink dis basies wat begin gebeur het met die woke movement. So vinnig, wat beteken dit om woke te wees? So ek dink weer eens, as ek dink aan daai spesifieke term, die idee agter woke is dat, nee, maar ek het wakker geskrik. Ek gaan nie net die status quo vat vir wat dit nog altyd is nie, dit wat konservatief is, of dit wat die manne wat aan die bokant is nog altyd wil behou vir hulle eie gewin, of vir hulle eie plesier, of vir hulle eie sukses of veiligheid, ons moet daai omvergooi. So dis is in hulle opinie of in hulle perspektief hoe hulle daarna kyk, ja, maar ek het wakker geskrik en ek gaan veg vir vryheid en vir my eie tipe vryheid, maar weer eens, dan is daar opinies, verskillende opinies van verskillende mense oor hoe presies dit eintlik lyk. En ja, weer eens, ongeag hoe mense voel oor hierdie ou of opinies wat mense het oor hierdie verskeie persone, ons sal maar so deurlopend dan van hulle verwys in hierdie tyd. Elon Musk, die oud Suid-Afrikaner, nou baie trotse burger van Amerika. Hy het so 'n paar jaar terug nogal dit baie beskryf, die hele woke beweging as 'n mind virus, asof dit 'n virus is wat regtig net die stroom gevat het en opgetel het en jy moet so ver as moontlik probeer veg vir al die regte van die sogenaamde agtergeblewenes en vir die minorities of wat ook al en vir mense wat tipies nie noodwendig vir hulle self kan veg nie. Ons moet daai mense probeer gelyk maak, maar soos ek en jy ook genoem het alreeds, dis die intensie dalk miskien wat daar is, dit kom nie altyd op daai manier uit nie, of dis nie die effek wat gewoonlik gerealiseer word as daai geveg word altens nie. So, en ek dink wat die gevaar is, en hoekom ek glo kerk 'n stem op hierdie moet hê is kerk moet gesels oor hierdie, en ek weet, staat en kerk moet nie altyd by mekaar wees nie, want ons het al gesien hoe dit uitdraai in die verlede, maar die rede hoekom ek glo ons 'n stem en 'n stoel om 'n tafel moet kry rondom so 'n gesprek, is die raak nie meer 'n ding, okay, dis kerk en dis staat nie, die raak 'n ding waarop mense hulle wêreldbeskouing begin bou. En ek dink dit raak gevaarlik wanneer jy 'n agenda begin druk wat nie meer fokus op die waarheid nie, maar eerder begin fokus op my eie gevoel en wat my eie belewenis is. So, wat in jou opinie is die gevaar rondom woke beweging en wat is jou bekommernis rondom wat hierdie 'n gevaar kan inhou vir mense se wêreldbeskouing? So ek dink een ding net weer eens as ons dink aan die definisie van liberaal wees en progressief wees, ons moet vrede maak hiermee, die wêreld verander. Die wêreld is nie meer dieselfde as wat hy was 50 jaar terug of 500 jaar terug nie en oor 5 jaar gaan dit definitief nie meer dieselfde wêreld wees as wat dit nou vandag is. So tot 'n mate is dinge besig om te verander. En ek dink dis een van die mooi goed in die hart dalk moontlik van 'n liberale persoon of die woke beweging. Maar soos wat jy nou self daar genoem het, dit raak gevaarlik wanneer dit die vorm begin aanneem van ek kan vir myself besluit wat my waarheid is. En hier is iets wat mense baie dikwels hoor in 'n baie woke beweging as mense uitgehaal word of as mense uitgewys word op luister, maar ons leef al vir 'n sekere hoeveelheid 1000 jaar in die geskiedenis dat daar byvoorbeeld twee geslagte is, manlik en manlik, nie vroulik nie. Jy was amper gevang vir daai en jou nou maar ja, manlik en vroulik, dis die twee geslagte. En nou deesdae dan sien mense in die woke beweging hoe daar gesê word, nee maar ek weet dis so 'n bietjie dis moeilik. Ek kan myself nie in een van daai twee boksies plaas nie. Ek wil myself in 'n ander boksie plaas en ek dink so 'n paar jaar terug was dit groot opslag geweest toe Facebook op daai stadium, ek weet nie of hulle dit nog steeds nou doen nie, maar toe het Facebook ek dink 'n lys gehad van meer as 60 verskillende geslagte wat mense van kan kies. En dan aan die onderkant van al daai 60 geslagte was daar nog steeds 'n boksie wat sê
Nie een van hierdie nie. Nie een van hierdie 60 kon ek kry, die een wat ek heeltemal as identifiseer nie. En as daar dan met mense gepraat word, miskien vanuit 'n wetenskaplike of 'n biologiese oogpunt oor, maar ons kan relatief, jy weet, 'n skelet van iemand wat 100 jare gelede terug geleef het, as daai ding, ons kan hom uitgrawe, ons kan sien hierdie persoon was manlik geweest of vroulik geweest, dan word daar argument gevoer oor nee, dit kan nie. Jy sê vir daai persoon moes gevra het 300 jaar terug, as wat identifiseer jy? En ek kan besluit as wat ek identifiseer en jy kan nie vir my sê ek is 'n man of ek is 'n vrou of wat ook al nie, want ek kan kies hoe ek identifiseer. En Matt Walsh is 'n baie bekende konservatiewe denker of skrywer. Hy het so 'n tyd terug 'n fliek gemaak, 'n dokumentêr, en die naam van die dokumentêr is What is a Woman? En die hele doel van die fliek was eintlik net om vir mense te vra en hierdie vraag te probeer antwoord, what is a woman? Ek dink dit is gebore uit in 'n Amerikaanse setting, in 'n politieke sitting op 'n stadium, was daar vir 'n vrou gevra wat baie liberaal is en sy's 'n biologiese denker of 'n baie geleerde persoon. Wat is 'n vrou? Wat is vroulik? What is a woman? En sy het gesê nee, ek kan dit nie definieer nie. Ek kan nie vir jou sê wat is 'n vrou nie. Dis vir 'n vrou om te moet bepaal wat dit is. Jy sal baie keer kry dat mans selfs wat hulle ag as feministe en veg hiervoor, dan sê nee, maar jy kan nie vir iemand anders sê wat hulle is nie, en dan vra jy vir hulle die vraag, maar wat is 'n vrou? Dan sê hulle dis iemand wat identifiseer as 'n vrou. En dan vra mense weer, okay, maar as wat identifiseer hulle? Nee, hulle identifiseer as 'n vrou, maar wat is dit? Hulle kan nie 'n definisie aan dit koppel nie. En die argument of die dryfrede agter dit dan weer eens is, ek kan vir myself besluit wat 'n vrou is. 'n Vrou is dit en nie dat nie, en dis wat ek glo 'n vrou is en dit is my waarheid. Ek leef my waarheid. En so kan dit wees vir wat ook al. Mense wat glo hulle is 'n kat of 'n hond of 'n hasie of 'n olifant in die kamer. Hulle kan glo hulle is net wat hulle wil want hulle leef hulle waarheid. Ja. En ek dink dis nogal gevaarlik as ons dink aan iets wat baie bekend is in die skrif. Jesus het op 'n stadium gesê, ek is die waarheid, die weg en die lewe. Ja. En ek dink dis wat hy eintlik vir ons sê, is die waarheid maak 'n mens vry, die waarheid, nie jou waarheid. Nie dit wat jy vir jouself aanklou of dit wat jy oor jouself glo of oortuig is, hierdie is wat ek is en niemand kan my van iets anders oortuig nie. So dis definitief een van die gevare is 'n mens kan begin die oortuiging kry dat daar is nie iets soos 'n morele waarheid nie, dis net wat my waarheid is. Ek kan self besluit, ja. En ek dink wat die gevaar aan dit is waar besluit 'n mens dan tussen reg en verkeerd? Want as 'n mens nou kan sê, ek bly het gesê hasie, dit so geklink en jy het nie gesê hasie nie. Want jy het nog geneig om te sê hasie. Dis jou opinie weer eens daai. Jy kan nie vir my besluit hoe ek hasie sê nie. Sorry. So net vir almal se kennisname. Ek en Tommy probeer soveel as moontlik in die sentrale punt kom van wanneer dit dink aan politiese en filosofiese spektrum. Maar dit is ongelukkig net so. Tommy neig so klein bietjie na die regs. Hoe sit ons nou as ek dink van julle perspektief af, ja, dis akkuraat. Ek sal sê ek dink ons albei is effens, jy weet, regs van senter. Nee, ja. Ons is regs van senter. Ons is reg van senter. Jy's so 'n bietjie nader aan die senter as ek dink ek. Ek dink ek is bietjie nader aan die senter. Ja. Ek dink ek het net So in jou opinie is jy's op 'n beter plek. Ek sal nie sê ek's op 'n beter plek nie. Ek dink ek het 'n baie groot liefde vir liberale mense. Dis baie mooi. Ja, dankie. So ek dink net op daai, so ek en Tommy verskil nog ons eintlik baie van opinie, maar ek dink ons probeer so ver as moontlik die sentrale punt kry, want ek dink dis presies wanneer dit kom by gesprekke soos, maar wat as identifiseer jy, of wanneer dit kom by jou wêreldbeskouing oor jou waarheid versus die waarheid, is dit belangrik dat kerke stem moet hê om te sê, maar daar is iets soos die waarheid. En Jesus het baie duidelik gemaak dat hy die waarheid is, maar wanneer jy heeltyd na propaganda en media kyk en luister na goed soos nee, abortus is okay en goed soos ja, maar dis jou liggaam en jy kan nie besluit maak, dan dink ek is ons net besig om weg te beweeg van wat Jesus se hart van die heel begin af was. Is dat ons nooit net geskep was vir ons eie beeld nie. Ons was nie geskep in jou beeld nie, ons was geskep in sy beeld. En omdat ons in God se beeld geskep is daar iets soos 'n waarheid. En ek dink dit is baie keer wat ongelukkig wanneer dit kom by progressief raak en groei en is ons kom eintlik op 'n plek en dis eintlik die gevaar vir my aan baie streng liberaal wees, is ons kom op 'n plek waar ons ons eie God wil raak. En ek dink dit is een van die grootste gevare wanneer dit kom by te veel neig na die linkerkant toe. So in jou opinie, wat op die oomblik dink jy is van die grootste gevaar op die oomblik vir vir ons tieners, vir ons jong volwassenes, wat hulle self vind nou in 'n plek waar hulle regtig genuen net 'n lewe wil leef wat God eer, maar as gevolg van media, as gevolg van goed wat so normaal geraak het, is dit bitter moeilik. Ek dink een van die hoofgevare, en hier is iets wat ek dink, ek weet nie, ek kan nie praat uit 60 jaar se ervaring of wat ek al net, so bietjie minder as die helfte van dit eintlik. Ek dink waarskynlik is meeste van ons gaan nooit op 'n plek eintlik uitkom wat ons kan sê,
hierdie is glad nie 'n issue of 'n geveg vir my nie en wat ek bedoel as ek hierdie eintlik sê is ek onthou toe ek 'n laaitie was, het ek gedink nee, maar ek kan nie wag vir die dag wat ek 18 is nie. Want as ek 18 is, dan het ek al die antwoorde, dan het ek alles uitgefigure. Kyk, dan is ek mos nou mooi groot en baie mooi slim en dan raak 'n mens 18 en dan dink jy, joh, ek wil daai liedjie wat François gesing het of wat Janko gesing het aan die begin van François, wat raak beter as jy ouer raak. Ja, dis interessant, maar ek is dalk miskien meer te mekaar of ek het nie noodwendig al die antwoorde wat ek gedink het ek gaan hê en dan dink mense dalk maar miskien as ek my eerste werk kry of miskien as ek nou regtig groot raak, as ek 'n salaris begin betaal, as ek moet huur betaal, as ek nou regtig 'n groot mens is, dan het ek al die antwoorde, dan het ek dit uitgefigure en ek dink dis eintlik maar net in elkeen van ons se mate 'n soeke na identiteit. Ons soek altyd vir identiteit en hoe ons onsself kan uitleef. Ons wil graag weet wie ons is, dalk miskien wie ons werklik is. En dis ek dink waar die gevaar is, ongeag wat 'n ouderdom jy jouself vind, is hierdie gevaar van die liberale beweging of 'n woke beweging gaan altyd vir ons probeer gooi of bombardeer met hierdie idee dat jy moet vir jouself gaan bepaal of vir jouself gaan uitvind wie jy is. Die bekende slogan maar gaan vind jouself in die wêreld en net jy kan besluit wie jy werklik is. Waar weer eens as ons kyk na die dinge wat Jesus sê, hy het dit baie duidelik gemaak, jy het na dit verwys. Ons is in sy beeld en sy gelykenis geskape. Ons kan nie vir onsself besluit wie ons is nie, want ons is nie onsself gemaak nie. En ek dink dalk miskien 'n spesifieke of 'n voorbeeld van 'n gevaar. Jy is 'n ouer met twee pragtige jong kinders en ek ken jou kinders daarom relatief goed. Hulle is beautiful en hulle is baie kreatief en vandag het ek met Jordy gesels na die oggenddiens en sy het 'n rokkie gehad met Elsa, dink van Frozen. Is dit daarop? Sy sal sê amen. Okay, jy sien, sy's baie lief vir Elsa. Maar dit kan maklik wees dat ons onsself dalk miskien terugvat na toe jy daai size was wat daai ouderdom en in 'n oomblik dan glo jy is nou, ek weet nie, Spider-Man of Elsa of ja, ek hoor wat jy sê. Wat ook al, fill in the blank. En dan is dit nogal belangrik ek dink vir jou as ouer om te kan sê, Jordy, jy is pappa se prinses. Dis wie jy is, dalk miskien maar meer as dit nog eintlik. Jy is God se prinses. En dis eintlik waar jou identiteit moet vind. 'n Mens kan nie net vir jouself besluit of eintlik ek dink eintlik jy kan nie vir jou kind sê jy kan besluit of jy moet voel of uitfigure wie jy is nie. Tog as ouers het mense verantwoordelikheid om jou kind te guide of te begelei om vir hulle grense te gee waarbinne hulle moet funksioneer. En as ons kyk op 'n geestelike oogpunt na onsself, ons is dieselfde. Ons het geestelike guardrails nodig om in te beweeg. Ware vryheid is nie noodwendig eintlik om net te weet wie of wees wie jy wil wees dat jy self besluit nie. Ware vryheid is om werklik te leef in die identiteit wat God vir jou gee. En dis belangrik om te weet dat selfs al word 'n kind pragtig gebore, onskuldig gebore hier in die wêreld, ons leef in 'n wêreld wat gebroken is en ons word tot 'n mate baie keer in 'n leen van die wêreld ingebore. En dis dalk miskien ook hoekom Jesus in Johannes 3 met Nikodemus 'n gesprek het oor om wedergebore te word of om van nuut af opnuut gebore te word as 'n gelowige, want ons moet besef, ons gaan leef met 'n sekere identiteit of sekere goed glo oor onsself dalk miskien, soos wat jy groot word en al hoe ons daai kan regkry, dit kan herstel, is as God vir ons ware identiteit in hom eintlik kom deurgee. Nou, ek dink dit is baie maklik om te sê veral in Suid-Afrika dat kyk dit het daar definitief 'n baie sterk liberale beweging begin en ek dink dit het gekom al van en ek hou daarvan om te verwys na die revolusietydperk wat polisiekarre ingekom het en François van Cooke en dit was intentioneel hoekom ons daai een van daai liedjies gedoen het is toe hulle ingekom het daar hierdie sterk beweging begin kom van rebellie teenoor eintlik maar konservatief wees. Kom ons beskerm nie noodwendig dit wat ons het nie want die opinie was dat ons sit baie keer in 'n geloof wat nie eens eintlik ons eie oortuiging is nie. Ons sit met tradisies, ons sit met gewoontes wat nie iets is wat ons self van oortuig is nie en ek dink daar die liberale beweging sterk begin druk in 'n rigting in. En ek dink wat nie noodwendig 'n slegte ding was nie. Want as mense gaan kyk na wat van daar af gekom het, is baie mense het net eenvoudig die vrymoedigheid gehad om te sê maar ek glo nie meer aan God nie. Maar ek wonder baie keer as daai mense nooit die vrymoedigheid gehad het nie, sou hulle ooit regtig tot by 'n plek gekom het waar hulle dit erken het. Want ek dink dit moet sleg wees om jou hele lewe lank te leef en te sê maar ek glo. En die dag wat jy doodgaan, doen jy nie eintlik nie. Dit was eintlik net tradisie geweest. Dit was eintlik net tradisie geweest. So ek dink wanneer dit kom by die liberale beweging, is dit nie noodwendig altyd net sleg nie. En ek dink in ons konservatiewe wêreld waar ons groot word, die een van 'n Bouwpark is dit nogals wanneer iets liberaal is dit vir ons nogals 'n groot skok. Maar daar's eintlik baie mooi eienskappe rondom om iets te liberate, om iets vry te maak en ek dink jy het dit mooi aangeraak. Wanneer iets vrygemaak word, moet dit nie vrygemaak word sonder grense nie, want dis die gevaar. Maar dan moet en ek weet van baie liberale mense wat glad nie assosieer met woke of LGBTQ of niks van daai goed nie. Dis mense wat net daarna op soek is om te groei, progressief, maar ook vir die individu 'n identiteit te gee in 'n groter groep waar hy voel, jy's die oues dalk
daarna gekom en daar's 'n goeie argument vir dit. So in jou opinie, Thomas, wat sal jy sê is die goeie punte van liberaal wees? Want kom ons wees ook eerlik, as ons kyk na die Bybel, daar's baie van hulle. Baie liberale punte. So hoe presies lyk daai om na die konsep van liberaal te kyk en te sê, maar hierdie is die goeie punte en hierdie is iets wat ons kan vat om te sê, maar kom ons kry mekaar in die middel. Ja. Nee, ek dink jy daag my so 'n bietjie uit met hierdie een, Jona. Soos ons genoem het vir iemand wat myself nog relatief regs op die spektrum polities miskien sal plaas, is dit regtig moeilik om so daaraan te dink, maar soos wat ons gesels het alreeds, mens kan nie dit ignoreer dat daar is 'n paar dinge, die hart of die intensie agter dit is waarskynlik uit iets baie mooi en iets baie goed gebore. En hierdie is nie altyd lekker vir ons as Afrikaners miskien om te hoor of om te moet erken nie, maar as ons nou regtig dink, ander wêreld, so kom ons sê 2000 jaar terug, Jesus verskyn op die toneel, hy begin mense gesond maak, hy begin mense genees en daar's mense wat nogal relatief baie kwaad was oor al die dinge wat Jesus gedoen het, oor die dinge wat hy gesê het. En die mense wat nogal kwaad was daaroor, is nie noodwendig die mense wat ons miskien in vandag se wêreld altyd met onsself sal assosieer nie. Maar as ons eerlik moet wees, dan was dit mense wat tipies in die spektrum wat ons vandag na dit kyk, relatief konservatief was. Fariseërs, die Sadduseërs, die Joodse leiers, die skrifkenners of wat ook al rabbi dit nou is. Hier is mense wat in ons raamwerk of ons definisie absoluut nogal konservatief is. Hulle wil vashou aan hoe dinge was. Hulle hou vas aan die wet, die ou verbond en hulle dink terug aan die wet van Moses en dis als dinge wat gehou moet word. En ongelukkig so wat ons is as mense, presies so wat gebeur met die hele liberale of woke beweging ook, ons begin partykeer ons eie goed byvoeg, ons begin partykeer bietjie de mekaar raak en dan is die ware bedoeling van dit nie noodwendig meer daar nie. En toe Jesus opgedaag het en hy hou homself voor as die seun van God en hy draai so 'n bietjie die natuur om, hy maak mense gesond, hy maak mense onder andere gesond op die Sabbatdag, iets wat 'n verskriklike sonde is en die Fariseërs kan dit nie hanteer nie, dan is dit nogal eintlik skerry vir ons om te dink dat moontlik in ons perspektief of in ons raamwerk is daar 'n goeie argument dat wat Jesus gedoen het 2000 jaar terug baie progressief was. As ons nou die woord soos dit moet gebruik, baie woke was, baie liberaal was, afhangend vanuit wie se perspektief 'n mens uit wil kyk. En as mense dan dink aan die doel wat Jesus gehad het om mense te kom liberate of te kom vrymaak, dit was nie net God se volk of die volk van Israel wat hy wou vrymaak nie, hy wou die mensdom vrymaak van die gevolge en die gewig van sonde eintlik. Dan dink ek dis iets wat ons moet sien as iets wat mooi is in die hart van die liberale beweging. En meer as dit ook, dit word hopelik of dit word baie keer so uitgewys of dis een van die dinge wat geargumenteer word vir die hart van die liberale party, wat ook al land dit nou ook al is. Dis die een waar daar is altyd plek vir nog. Ons is oop, ons is open-minded, ons is ontvanklik. Of dit wel altyd die geval is, weet ek nie of dit so uitspeel nie. Maar dis ek dink iets wat ons moet probeer handhaaf, veral as dit kom by as 'n kerk, as 'n liggaam van Christus, is dit verseker iets wat ons moet probeer doen. En dis iets wat baie keer Christene verkeerd kry of volgelinge van Jesus verkeerd kry. Ons maak baie keer hierdie ding wat vir ons belangrik is, 'n baie exclusive club. Jy moet 'n sekere manier lyk, jy moet 'n sekere manier praat, jy moet 'n sekere manier wees en dan kan jy deel wees van ons klub. En ek weet nie altyd of dit presies God se hart is vir die mensdom nie so. Ek love dit. Ek kyk so jy stuur nou vir my baie reels en dan stop ek nie daar nie. Ek gaan aan en ek kom by 'n storie uit waar daar's 'n ou wat hy gegaan het en hy het so 'n hele mohawk gekry en hy het so tattoos op homself geplak en hy het gegaan en hy het by kerke gaan klop en gehoor luister hierso hy's nou hier en hy wil weet wat gebeur hierso en die eerste kerk by wat hy opdaag is die mense soos hierdie ou is heeltemal verlore en hulle is soos luister hierso hierdie is so die eerste woorde wat mense sê is hoor hierso hierdie is kerk waarvoor is jy op soek en die ou maak 'n grap. Hulle neem aan hy het verdwaal. Ja, hulle neem aan hy het verdwaal. Dis nie 'n rockshow nie, my vriend, hier is 'n kerk. Ja. Heeltemal en sy woorde is nee, hy's maar net op soek na hulp en hulle is soos verwys hom na 'n rehabilitasiesentrum toe wat nogals hartseer is en hy daag toe op 'n kleiner gemeente en ek het nog nie hierdie gesien nie, maar hulle het toe 2 ouer tannies gehad wat by die deur staan en die mense ontvang. En die gesprek was toe hy daar aankom, toe sê hulle vir hom ons love jou hare. En sy eerste reaksie is soos wow, okay, dis nogals cool. Hierdie mense wat hy nie gedink het gaan hom ontvang hom. En hy kom in en hulle sê vir hom luister hierso, na die tyd wil ons jou sien, want ons het vir jou 'n verrassing. En dadelik dink hy, wow, hulle gaan hom hanteer soos 'n welsynprojek. En net nadat hy daar uitkom, vat hulle hom om te sê, luister, ons wil hê jy moet van hierdie sop proe. En hy proe die sop en hy was hom lekker en hulle maak vir my ete, soos 'n 5-ster ete en hy geniet dit verskriklik baie. En op pad uit staan die 2 tannetjies wat hom groete by die deur en hulle sê, luister hierso, so jy moet volgende week terugkom. En as jy nie hierdie diens geniet het nie, dis okay,
Jy moet net na die diens toe kom en gaan ons pastoor se hart seer maak as jy nie terugkom nie. Maar wat ons vir jou wel kan sê, hou jy van paai? En hy sê ja, hy hou van paai en hulle sê wat? Blueberry, jy weet mos die Amerikaners eet snaaks so goed. Blueberry paai, jy moet altyd net vleis, sit vleis in pastei. Dis wat jy moet insit. En hy sê toe blueberry paai en sê hulle weet jy wat, ons maak jou deel. Ek gaan 'n paai bak en my vriendin gaan 'n paai bak en jy kom sê ons volgende week wat sien is die beste. En die volgende week daag hy op en hy het toe alles afgehaal en homself skoon gemaak en hy kom toe daar aan en hulle herken hom dadelik. En die eerste woorde wat hulle vir hom sê is, wat het jy gedoen met jou hare? Want ons het gehou van jou hare. En ek dink by myself vir 'n oomblik, as 'n kerk, sou dit ons gewees het. Sou ons die enigste gewees het wat gesê het, yes man, ons het regtig van jou hare gehou soos wat dit was. Want dit gaan nie daaroor dat ons net sê, luister hierso, jy moet 'n sekere manier lyk of in 'n sekere boks pas nie. Dit gaan daaroor dat ons vir mense die persepsie begin moet gee van wat die waarheid is oor Jesus se hart. Is enigiemand is welkom. En ek dink dis wat jy so mooi aan geraak het, is wat Jesus kom doen het, wat Paulus kom doen het, is hulle teen alles geskop wat konservatief is, om te sê maar, dit is nodig vir ons. Teen die negatiewe in teen die negatiewe natuurlik, om te sê dis nodig vir ons, om mense op 'n plek te kry, waar hulle moet besef, ons is uit dit vir almal. Ja. So, nee, ek dink jy slaan die spyker op die kop en weer eens, ek dink hierdie is nie altyd vir ons iets wat dadelik sin maak of as ons so daaraan dink net nie, maar weer eens wat Jesus gedoen het toe hy opgedaag het op die toneel, is hy het nie na mense toe gekom en gesê luister jy moet hierdie politieke oortuiging hê of jy moet hierdie gaan doen of jy moet dit gaan wees en dan kan jy een van my mense wees nie. Hy het opgedaag en hy het mense geroep, iemand soos Matteus, 'n tollenaar of wat ook al. Jy kan hierdie lys gaan van mense met wie Jesus te doen gekry het. Saggeus wat in die boom weggekruip het ook as 'n tollenaar en ek dink jy het gepraat op 'n stadium die storie wat so na in jou hart is van die vrou wat op heterdaad betrap is in Johannes 8. En Jesus se eerste woorde aan hierdie mense was as hy hulle leer ken het is volg my. Stap 'n pad saam met my. Jy is welkom om my te volg en om 'n pad saam met my te stap. En hierdie is ek dink die tipe kerk wat ons graag wil wees of wat ek hoop ons kan wees. En ek praat nie net hier van Kompas nie, maar ek praat van God se liggaam uitgebrei. Hoofletter K kerk weer eens daar buite. Is dit ons regte plek sal wees waar enigiemand, ongeag jou oortuiging, ongeag wat jy glo oor die wêreld, wat jy glo oor jouself, jy's welkom om te kom. Jy's welkom om op te daag. Dit maak nie saak as wat jy identifiseer of wat jy glo jou seksualiteit is nie. Dis irrelevant. As jy meer oor Jesus wil weet, jy's welkom en daag op en ons wil hê jy moet hierso wees. Ons gaan nie noodwendig altyd dit wat jy glo of dit wat jy 'n opinie oor het kan goedkeur of kan sê maar ons stem saam daaroor nie. Want daar is 'n waarheid. Verseker, daar is so iets soos 'n waarheid, maar dit kan nie enigiemand diskwalifiseer om op te daag of om te kan sê maar ek wil opdaag of ek wil sien kan ek deel wees van God se liggaam nie. So en ek love daai want ek dink dis nogals iets wat ons regtig hardop probeer en as jy hier sit en jy's vir die eerste keer hierso, wil ek vir jou sê hierdie kerk is vir jou gebou. Hierdie kerk is spesifiek aan mekaar gesit vir jou wat hier sit want ons het nog altyd vir onsself gesê ons gaan altyd praat op 'n manier vir die ou wat vir die eerste keer die opdaag. So daarom sal ons regtig hardop fokus om te sê maar kom ons maak dit vir die ou wat vir die eerste keer die aanstap nie moeilik nie. Ek dink met ons visiediens wat ons in die begin van die jaar gehad het by die aanddienste is ons moet dit nie moeilik maak vir mense wat nie gelowig is om gelowig te raak nie. Mense wat nie Jesus ken, Jesus te leer ken nie. En ons maak dit baie keer moeilik net deur die manier hoe ons mense baie keer oordeel. Ons maak dit baie moeilik oor hoe ons net dit 'n exclusive tipe klub maak. En ek dink dit is belangrik dat ons, jy wat hier sit vandag en as jy gewonder het wat is die boodskap, wat is dit op van toepassing vir my, is om net Jesus se hart raak te sien in hierdie. Is ons hart as 'n kerk is om ten spyte van wat die opinie is van hoe sonde mag lyk en hoe sonde is sonde bly sonde. Maar die persoon kan nie wegbly van 'n hospitaal af nie, kan nie wegbly van die dokter af nie. En daarom is ons 'n kerk wat openlik sê, luister hierso, of jy gay is of nie, of jy sondig of nie, of jy geskei is of nie, of jy alkoholist is of nie, of jy 'n dwelmverslaafd is of nie, jy is welkom. En ons wil graag hê jy moet iets van Jesus sien en iets van Jesus beleef. Beteken dit enig van daai goed keer ons goed? Glad nie. Glad nie. Maar ek gaan nie jou anders behandel of ek gaan jou nie anders na jou kyk nie want jy bly nog steeds iemand wat in die beeld van God geskaap is. En ek dink vir daar's groot debat natuurlik rondom wat NG Kerk besluit het rondom hulle aanvaarding rondom gay mense en dat dit nie net iemand is wat kan bywoon nie, maar mense is wat hulle trou. Wat nie natuurlik binne ons filosofie is nie, wat ons nie glo as huwelik geag kan word nie, want dis net eenvoudig wat die woord sê. Maar hierdie is die tipe goed waar ons gesprekke moet hê, want as ons nie duidelikheid gee oor hierdie nie, waar staan ons as mense? Want ek dink te veel staan ons in grys areas en wonder, is hierdie okay of is hierdie nie okay nie? Plaas ons as mense wat net Jesus volg en net ten minste 'n standpunt te neem.
ek dink is baie makliker om te sê, luister julle, ek het laasweek hierdie gesê en ek wil net sê ek's jammer. Eerder as wat mense net niks sê nie en mense hardloop rond en doen net wat flip hulle wil, wat ook nie reg is nie, want ek dink dis die hartseer gedeelte, is mense begin nie omgee vir ander mense nie. Hulle gee net om vir hulle self. So, ek dink wanneer ons dink aan wat Jesus van sy grootste goed is wat hy gedoen het, natuurlik het 'n liberale neiging daarna toe. Maar ek dink wanneer ons volgende week gaan gesels oor die ander kant van die spektrum, wat goed is en natuurlik en wat mooi is en wat ook gevaarlik is van jouself vind aan die konservatiewe kant van denkwyse, dink ek een van die goed wat vir my so mooi is dat die plek wat ons vir ons harte net moet kry vir mense wat nie glo nie. En dis die ding wat ons wil graag dryf. Dis die ding waarop ons die lig wil sit en sê, maar Jesus, maak dit beskikbaar vir elkeen. So ek weet nie waar jy jouself vind rondom dit nie, Toms, maar ja, opgewonde om te hoor. Ja, nee, ek dink en ek het net al baie gesprekke hieroor gehad en as hierdie nou geleentheid is vir my om weer so 'n bietjie, kom ons sê die maskertjie af te haal of om net oop en eerlik te kan wees daaroor. Hier is iets wat ek regtig mee gekonfronteer word op 'n ek wil amper sê op 'n daaglikse basis, want soos jy nou sê, ek besef nie dis jou persepsie van my dat ek heeltyd vir jou reëls stuur oor sekere dinge of wat ek wil nie, maar dis goed wat ek mee gekonfronteer word en op die einde van die dag waar ook al jouself align polities of wat ook al, hoe sosiale media oor die algemeen werk is, jy kry 'n sekere algoritme en hoe meer jy dit sien, hoe meer sien jy daai selfde ding en dan word jy gevoer in dit en in die Engelse term van 'n echo chamber is iets wat gebruik word of 'n ego vertrek of 'n ego kamer en ek dink ons moet eintlik versigtig wees daaroor om onsself te omring met mense wat absoluut altyd net gaan ja broers wees of vir ons gaan sê nee maar ons nooit uitdaag op enige dinge nie want dis tog eintlik weer eens glad nie wat die skrif vir ons sê nie. Spreuke 27 vers 17 sê yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Dit gaan nie gebeur as jy mense kry wat net altyd sê nee maar jy is presies reg so wat jy is en so wat jy dink nie. Dis kom ek dankbaar is dat ek en jy mekaar baie keer so 'n bietjie kan uitdaag op hoe ons oor sekere dinge dink en weer eens ek is geneig om wanneer ek 'n reel kyk of wanneer ek iets sien op sosiale media van een of ander konservatiewe persoon wat 'n liberale persoon of 'n woke persoon op hulle plek sit en ek dink net jy weet vir hulle sê nee maar hoe verkeerd jy is. Ek is geneig om baie lekker te kry en dit baie te geniet en te sê ja nee, daar vat so en ek is baie keer bekommerd oor 'n tekort van liefde in my hart daaroor en dis iets wat ek regtig die Here ook voor vertrou en oor eerlik is en bid. Dis iets wat my pla. Baie keer dan is ek meer lus of ek het 'n groter behoefte om reg te wees of om aan die regte kant te wees as wat ek die behoefte het om 'n persoon wat verlore is te red of om 'n persoon wat verlore is aan Jesus voor te stel. En ek dink dis waar my uitdaging lê is. Ek dink ek is vir 'n sekere hoeveelheid jaar al groot geword met 'n sekere persepsie oor 'n sekere persoon en ek dink ek word uitgedaag om vir 'n persoon wat heeltemal anders as ek dink, heeltemal anders as ek glo, om steeds vir daai persoon liefde te wys want ek dink dis op die einde van die dag wat die wêreld voor vra en dis wat daai persoon se harte dalk moontlik kan verander vir die waarheid ook. So dankie vir daai. Dit was my regtig 'n mooi oomblik geweest want ek dink die realiteit is almal van ons sit met dit. Of jy dit besef of nie, daar's 'n spesifieke groep of 'n spesifieke tipe mens wat regtig 'n uitdaging dalk vir jou mag wees. En ek dink wanneer dit kom by jou hart oopmaak vir mense, is die belangrikste gedeelte en ek dink dis waar ek myself baie keer probeer sit is sit jouself in daai persoon se skoene. Ek het ongelooflik baie vriende wanneer dit kom by mense wat in ander geloof, hulle self vind in 'n ander geloof, moslems, Jode, is op 'n tyd my tweede oudste broer was betrokke by okkultisme gewees. So ek het regtig 'n goeie prentjie van hoe dit lyk om iets van alles te hê. So katteslag tot sinagoge toe gaan tot allerhand bid. Ek het regtig al alles gesien. En ek dink wat baie keer gebeur is wanneer jy stil sit en in 'n gesprek met daai persoon is. Ek gee nie om wie jy is nie. As jy lank genoeg sit en lank genoeg luister, en ek dink dis wat Jesus so goed gedoen het, kan jy nie help om 'n liefde te begin kry vir daai persoon nie. Want op die ou einde is elkeen van ons net mens. En almal van ons soek aanvaarding en ek dink of dit nou is deur jouself te assosieer konservatief want ek behoort aan 'n groep of ek wil net 'n individu wees en myself vind aan 'n linkerkant en ek wil graag net uitstaan as 'n mens en bo mense dalk uitstyg of myself net gelyk plaas met ander. Maak nie saak waar jy jouself vind nie. Almal van ons is op soek na aanvaarding. Dus ons is mens. Ons is so geskep. En die enigste aanvaarding wat jy kan kry wat werklik op die ou einde jou gaan volmaak, is die aanvaarding van jou hemelse Vader af. Want hy is die een wat jou geskep het in sy beeld. So dis die enigste gat wat volgemaak kan word is net deur hom. Daar is nie iets anders nie. En ons sê dit baie want ons weet ons het al soveel keer in gesprekke gesit met mense wat baie geld het.
met mense wat hulle self vind aan die bokant van hulle game en nog steeds sê, maar is hierdie al? Ek voel leeg. En ek dink dis wat Jesus kom doen, is hy het nie net die ou kom vrymaak wat sit op die straat en niks het nie, hy het die ou kom vrymaak wat heel bo sit op wat ook al leertjie is wat hy homself beskou en vir hom kan sê, maar ek het jou ook kom vrymaak. En die hart vir my rondom dit is ongelooflik mooi. So wat ons eintlik die aand mee wil afsluit, is dit is die eerste Sondag en ons doen baie keer op die eerste Sondag doen ons nagmaal. En ons wil nie net hierdie oomblik gebruik as 'n tradisie oomblik of net 'n sakrament oomblik nie, maar hierdie is meer 'n uitnodiging waar Jesus sê maar my hart is vir elke persoon daar buite. My hart is om elke persoon vry te maak van die ding wat hulle mee vassit en wat ons vanaand eintlik net wil doen is ons hulle uitnodiging gee. Is om te sê maar waar ook al jy jouself vind of waar ook al jou hart is. Jesus nooi hart om te sê maar maak nie saak waar jy is of jy kwaad is of jy hartseer is of jy blou is of jy pers is of jy jouself identifiseer as iets wat jy nie werklik is nie. Jy's welkom om deel te kry van sy liggaam. Jy's welkom om te kom sit aan sy tafel. Maar dit kom met 'n waarskuwing. Dat wanneer jy kom sit by sy tafel, beteken dit nie noodwendig dat hy jou in die oë gaan kyk en nie vir jou die waarheid gaan sê nie. En ek dink dit vir mense is ook scary. Baie keer hardloop ons weg van die waarheid of ons is bang om in konfrontasie te kom met die Here, met dalk 'n persoon wat lief is vir die Here, 'n persoon wat jou veronderstel is om jou accountable te hou. Ons is bang om baie keer met hulle te sit om 'n tafel en regtig net jou hart op die tafel te sit want ons is baie keer bang ons word geoordeel. Maar Jesus is nie daar om ons te oordeel nie. Hy sit daar aan die tafel en hy gee vir jou die waarheid. Want die waarheid sal jou vrymaak. En dis wat Jesus wil kom doen. Hy wil jou kom vrymaak van die identiteit wat jy probeer vasloop wat nie eintlik jou identiteit is nie. So hoe ons hierdie oomblik gaan gebruik is dis 'n help jouself oomblik. Jy staan op, jy kom kry 'n nagmaal en in daai oomblik kan jy eintlik maar die vraag vir jouself vra is waar staan jou hart wanneer dit kom by mense? Waar presies staan jy? Is jy aan die kant waar jy net sê, ek kan nie eintlik omgee nie, solank ek okay is alles fyn. Raai wat Jesus het jy nie geroep daarvoor nie. Is jy aan die kant waar jy net sê, maar solank ek en my familie gered is, Jesus het jy nie geroep daarvoor nie. Ja, daar is jou eerste prioriteit. Maar hy het vir sy disippels gesê gaan, door die uithoeke van die aarde. So die uitdaging vanaand en die vraag wat jy jouself moet vra terwyl jy nagmaal gebruik is, waar is jou hart? Is jy saam met Jesus in die game om mense vry te maak, nie van hulle self en identiteit wat hulle graag wil hê nie, maar as jy in die game om hulle vry te maak van hulle sondige natuur af en om in te stap in die waarheid in. Want kom ons wees eerlik, hierdie wêreld is besig om ons 'n prentjie te leer wat nie die waarheid is nie. En ons soek en ons soek en ons soek en ons soek en ons kry net dit wat ons nie graag kan kry nie. So, die uitnodiging is, kom sit aan die tafel en Jesus het gesê, maar hierdie is my bloed en hierdie is my liggaam en as hierdie dalk vir jou vreemde konsep is, as jy is vir die eerste keer, is Jesus sit saam met sy disippels om 'n tafel en hy sê, hierdie is my liggaam gebreek vir julle en wat hy daarna verwys is, hierdie is die offer wat gemaak is. Die uiteinde van sonde is die dood en Jesus sê, maar ek het hierdie prys kom betaal. En dan sê hy, maar hierdie is my bloed, drink daarvan en wat hy daarby bedoel is jy is nou skoon gewas. En wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, hoef jy nie 'n lidmaat te wees nie, jy hoef nie gedoop te wees of enigiets soos dit nie. Maar jy moet wel oortuig wees dat Jesus die redder van die wêreld is. En as jy nie heeltemal met daai oortuiging sit nie, is die uitnodiging dan, hierdie is jou teken om te sê, maar ek wil vanaand my hart vir hom gee. Maar andersins, vir ons as gelowiges wat konstant hierdie oefening probeer oefen, om nagmaal te gebruik, is mag dit vanaand 'n herinnering wees oor waar jou hart lê teenoor mense. So, kom ons gebruik hierdie oomblik en dan kan jy vorentoe kom of daar agter is ook plekke waar jy nagmaal kan gebruik en dan in jou eie tyd vra jouself, waar is jou hart?
terwyl ons so saam sit, kom ons sluit ons so in aan, dan bid ons ook net saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om vanaand so 'n bietjie op 'n ander manier net oop en eerlik te kan gesels en ja, reël wees, Here, en alles op die tafel sit so wat ons hierdie olifant in die kamer wil hanteer. En Here, elkeen van ons tot 'n mate het 'n sekere blootstelling hieraan, of ons sal al op 'n sekere manier gekonfronteer met dit in ons eie lewens. En dankie dat ons vanaand hierdie oomblik kan vat om erns te maak met hierdie feit. Almal van ons wil soms ons eie waarheid aankleef of leef op 'n plek of op 'n manier of in 'n oortuiging wat vir ons gemaklik is. En Here, dankie dat U ons van selfs dit ook wil kom vrymaak. Dankie Here dat U gekom het om vir ons lewe te gee en lewe in oorvloed. Dankie dat U die waarheid, die weg en die lewe is. En ek bid Here dat ons so dankbaar sal wees vir elkeen van ons wat al oortuig is van daai waarheid, dat ons nie anders sal kan as om te wil daai waarheid deel met die gedeelte van die wêreld wat dalk miskien nog nie dit leer ken het nie. En Here, dit is so maklik om te wil kant kies of te wil spanne kies en te sê maar daai kant is verkeerd en hierdie kant is reg. Here, ek bid dat dit vir ons die belangrikste sal wees bo alles om U te ken en om deel te wees van U liggaam of deel te wees van U familie, deel te wees van U gesin. En mag dit ons hart wees, Here, wanneer ons onsself deel maak of deel vind van U liggaam en deel van U familie, om nie te sê nee maar nou is die deur toe en daar's nie plek vir nog iemand anders nie. Mag ons altyd bereid wees, Here, om uit te reik na die wat U nog nie ken nie. En mag ons hart brand, Here, vir die wie U nog moet leer ken. Dankie Here dat ons met daai waarheid so konfronteer vanaand. En dankie dat U ons vooruit gaan. Dankie dat ons kan bid en vra dat in hierdie week wat vir ons voorlê, dat U met ons sal wees, dat U ons sal behoed en bewaar, sal begelei en ook sal terugbring volgende week om verder te kan gesels, om verder U waarheid te kan ondersoek en te kan openbaar vir onsself. Here, dankie dat U Gees dit vir ons moontlik maak. Ons dankie vir dit in Jesus naam alleen. Amen. En amen. En amen, ek wil jou regtig uitnooi. Volgende Sondagoggend is Palm Sondag en dis regtig die opbou na Paasfees toe. En dan wil ek jou ook herinner dat ons volgende week Sondag aand so klein bietjie verder gaan gesels en bietjie meer fokus op die konservatiewe gedeelte, die regterkant van die spektrum. En wat ek dink 'n baie goeie en baie mooi waarheid vir elkeen van ons kan inhou, want in die plek waar ons groot word en dien teen die ouers wat ons gehad het, dink ek ons baie waarhede wat ons volgende week gaan besef en beleef. Maar was reël geweest. Dankie Thomas, waardeer dit. Ja, nee, ek dink volgende week gaan waarskynlik vir baie van ons, verseker vir myself, so 'n bietjie van 'n geleentheid wees om in die spieël te kyk op 'n ander manier en ek dink die tema wat ons mee gaan werk, as jy hom dalk wil deel, ek dink jy's baie opgewonde oor hom. Ek hou baie van hom. Tommy wou hom nie gehad het nie. Hy het gesê ons kan nie dit so sê nie, maar ek dink ons kan. Is regs is nie altyd reg nie. So Tommy sien baie uit daarna. So mag jy 'n regtig geseënde weekie asseblief wees veilig op die pad. Asseblief moenie jaag of iets snaaks doen nie. Wees veilig. Kom by jou plek uit waar jy moet uitkom. Jy het geliefdes. Mag jy geseënde aand hê. Blessings vir die week goed gaan. Mooi loop. Totsiens.